Goeiedag, dit is Loot Jooste wat met u praat. Ek praat hier vanuit Olifantshoek, tussen Appington en Katoo, hier in die Kalahari in die Noord-Kaap. Ek hoop dit gaan goed met u almal, en dat u gemotiveerd is, om verder te luister vandag, na die tweede boodskap rondom die mens en sonde. Kom ons maak ons oor toe, en dan nader ons tot die genade troon van ons hemelse Vader. Almagtige hemelse Vader, ons aanbid U in die naam van ons Here Jesus Christus, as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dankie Here, dat ons die vrymoedigheid kan hê, om na U te kom in hierdie dag, omdat Jesus Christus deur sy kruisdood en opstanding dit vir ons moontlik gemaak het, en omdat hy vir ons baie duidelik in sy woord sê, dat niemand na die Vader kan kom, as ons nie deur hom gaan nie. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Wil hy dan ook in hierdie dag, hierdie boodskap aan ons seën, deur die kragtige werk van die Heilige Gees, dat ons hier sal weggaan, gevoed en gemotiveerd, om te lewe tot eer en verheerliking van die groot en heilige naam. Ons bid dit alles in die kosbare naam van die enige gebore Seun Jesus Christus. Amen. Ons gaan vandag voort met ons tema, die mens en sonde, en in hierdie tema delf ons dieper en verbreed ons kennis rondom 3 aspekte, rakende die mens en sonde. Ons is tans besig om te kyk na die invloed van sonde op die mens se lewe. Ons gaan ook nog aangaan met hierdie gedeelte, wat ons later gaan kom by wat om te doen met die sonde, hoe om dit te hanteer, en dan die derde aspek waarna ons later gaan kyk, is na hoe ons die gevolge van sondebelydenis moet hanteer. So ons staan nog waar ons verlede week gestaan het, by die invloed van sonde op die mens se lewe. Ons het verlede week dan reeds begin hiermee, en wel rakende die punt of die aspek van die invloed van die sonde op die mens, en die eerste punt wat ons daaronder na gekyk het, was die punt of die feit dat die mens self verantwoordelik is vir die gevolge van sy eie sonde, en dat hy die straf vir sy eie sonde moet dra. Dit is sy eie keuse. Ons skriflesing vind ons vandag in Matteus 25, vers 31 tot 34, en dan ook weer 41 tot 46. Dit is die baie bekende gedeelte waar Jesus met sy mense, of met die mense praat, en vir hulle sê, dat wanneer hulle goed gedoen het aan hom, dit is wanneer hulle die skape is, en wanneer hulle nie goed gedoen het aan hom nie, dit is wanneer hulle die bokke is. Ek gaan nie daar die hele gedeelte vir die voorlees nie, ek gaan net vir die sekere gedeeltes uitlig, wat belangrik is vir ons gesprek vandag. Hierdie gedeelte wat ons dan lees, vind u, of hierdie perikoop vind u dan onder die opskrif in Matteus 25 vers 31 tot 46 onder die opskrif, die profetiese rede, die laaste oordeel. Jesus Christus self is hier aan die woord, en hy sê, wanneer die Seun van die mens in majesteit kom, en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom by mekaar gebring word, en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs, en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning is hier met hooflette geskryf, vir die aan sy regterhand sê, kom julle, wat deur my Vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Nou gaan ons verder aan by vers 41. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes, gaan na die ewige vuur,
wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, en hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Tot sover dan ons skriflesing. Nou hierdie week gaan ons dan nou dieper delf in die invloed van die sonde op die mens. Vandag gaan ons voort met die tweede punt onder die invloed van die sonde op die mens, naamlik die feit dat God rekenskap eis van ons oor ons sondes. Nou ten spyte van die feit dat God liefde is, die mens liefhet en hom nie wil straf nie, is dieselfde liefdevolle en barmhartige God ook 'n regverdige God en moet hy die sonde straf. In Jeremia 17 verse 9 en 10 is die God self aan die woord en hy sê, die mens se hart is deur en deur bedrieglik en boos. Wie weet regtig hoe sleg dit is? Maar ek weet, sê die Here, ek die Here deursoek die mense se harte en geheime motiewe, en ek gee aan almal wat hulle toekom, volgens wat hulle gedoen het. 2 Korintiërs 5 vers 10. Ons almal moet voor die regbank van Christus verskyn, sodat elkeen van ons kan ontvang, volgens wat ons in ons aardse liggaam gedoen het, of dit goed en of dit sleg was. Al is die ewige lewe 'n genadegawe, 'n gratis geskenk, wat ons onverdiend van God ontvang met ons wedergeboorte, moet ons nog steeds volgens God se wil en volgens sy eise en volgens sy verordeninge lewe. Dit beteken dat ons lewensingesteldheid en optrede die hemel sigbaar moet maak. Die mense moet kan sien, ons leef nie volgens hierdie wêreldse standaarde nie. Ons moet dus die hemel sigbaar maak in ons daaglikse lewe. Die feit dat ons geloof het, onthef ons nie van die opdrag dat ons ook gehoorsaam aan God moet wees nie. God se genade mag nooit vir ons 'n verskoning wees vir ongehoorsaamheid aan God nie. Alle mense, kinders van God ingesluit, sal rekenskap moet gee van hulle lewens. In Matteus 16 vers 27 is Jesus Christus self weer aan die woord en hy sê, die seun van die mens, dit is nou die opgestane en die opgevaarde Jesus, gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Jesus herinner sy toehoorders daaraan dat daar 'n dag van oordeel en afrekening vir elke mens gaan kom. Hy veronderstel daarmee dat alhoewel ons reeds tydens hierdie lewe iets van daardie oordeel sal ervaar, daar tog 'n finale oordeel kom, wanneer Jesus kom om oor almal te oordeel. Elkeen sal dan volgens sy dade beoordeel word. Openbaring 20 vers 12. Ek het ook die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan. Daarna is die boekrolle oopgemaak. Daar is ook 'n ander boekrol oopgemaak. Dit is die boekrol van die lewe. Die dooies is geoordeel volgens wat opgeskryf staan oor wat hulle gedoen het. Handelinge 17 vers 31. Want God het besluit dat daar 'n dag sal aanbreek waarop hy almal regverdig gaan oordeel. Hy het 'n baie belangrike man, hierdie man is Jesus die Christus, aangestel om op daardie dag as regter op te tree. Hierdie Jesus is deur God lewendig gemaak nadat hy dood was. Almal weet tog al teen hierdie tyd van Jesus Christus, tot sover die aanhaling met Handelinge 17. Openbaring 20 vers 12 en Handelinge 17 vers 31 het geen verdere verduideliking nodig nie. Daar kom 'n dag wanneer Jesus die boek van die lewe gaan oopmaak en as jou naam nie daarin geskryf staan nie, sal die volgende met jou gebeur. Openbaring 20 vers 15. As daar gevind is dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Ek gaan dit weer vir julle lees. Die hele gedeelte van Openbaring 20 vers 12. Openbaring 20 vers 12 sê vir ons:
Ek het ook die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan. Daarna is die boekrolle oopgemaak. Daar is ook 'n ander boekrol oopgemaak. Dit is die boekrol van die lewe. Die dooies is geoordeel volgens wat opgeskryf staan oor wat hulle gedoen het. Handelinge 17 vers 31. Want God het besluit dat daar 'n dag sal aanbreek waarop hy almal regverdig gaan oordeel. Hy het 'n baie belangrike man, Jesus die Christus, aangestel om op daardie dag as regter op te tree. Hierdie Jesus is deur God lewendig gemaak nadat hy dood was. Almal weet tog al teen hierdie tyd van Jesus Christus. Ons sien dus dat Openbaring 20 en 12 en Handelinge 17 vers 31 geen verdere uitbreiding of verduideliking nodig het nie. Daar kom verseker 'n dag wanneer Jesus die boek van die lewe gaan oopmaak, en as jou naam nie daar geskryf staan nie, sal die volgende met jou gebeur. Openbaring 20 vers 15. As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskryf staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Die derde punt onder die invloed van die sonde op die mens is die feit dat die mens onderwerp is aan die dood as gevolg van die sonde. As gevolg van die sonde het die dood in hierdie wêreld gekom. Genesis 2 vers 16 tot 17. Die Here God het die mens beveel: van al die bome in die tuin mag jy eet, soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Die vryheid van keuse wat God hier aan Adam gee, moenie as 'n proefgebod gesien word nie. God wou niks getoets het nie. God was reguit op die man af. Hy het vir Adam gesê: as jy van daardie boom van alle kennis van goed en kwaad eet, dan sal jy verseker sterwe. Daar was die keuse vir hom gegee, maar dit was nie 'n proefgebod gewees nie. Dit was nie, dit sal dalk dit gebeur, of dit sal dalk gebeur as jy daarvan eet nie. Nee, as jy daarvan eet, sterf jy, en so het die dood in die wêreld gekom, die ewige dood. Romeine 6 vers 23a. Ek sê weer, sê Paulus, as 'n mens jou hele lewe lank vir die sonde werk, dit wil sê as jy volhard in jou sonde, is die ewige dood jou beloning. So eenvoudig is dit. Ek lees weer vir julle hierdie kragtige vers, hierdie uitspraak wat Paulus maak in Romeine 6 vers 23a. As 'n mens jou hele lewe lank, dit wil sê volhard in die sonde, vir die sonde werk, is die ewige dood jou beloning. Dit wil sê 'n plek in die hel. So eenvoudig is dit. Jakobus 1 vers 15. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Jakobus 1 vers 14 tot 16 vat die hele konsep dat sonde tot die ewige dood lei baie mooi vir ons saam. In hierdie perikoop skets Jakobus hier jou begeertes as 'n persoon, as 'n slegte vrou wat jou seksueel uitlok. Die beeld laat blyk dat 'n versoeking uit 3 fases bestaan. En wanneer ons nou na hierdie 3 fases kyk, dink 'n bietjie mooi. Hoe doen jy sonde? Hoe doen jy sonde? Die eerste fase is, jy wil 'n verkeerde ding doen, maar jy het nog nie besluit om dit te doen nie. Die slegte vrou, jou begeerte, lok jou uit en wil jou bed toe sleep, die bed van die sonde. Die tweede fase, die oomblik wat jy besluit neem, of die besluit neem, om die verkeerde ding te doen, wat jy weet die verkeerde ding is, het jy saam met die slegte vrou, dit wil sê jou begeerte, in die bed geklim, en deur die seksuele gemeenskap, het sy bevrug geraak, en die babatjie wat gebore word, dit is jou verkeerde daad, of woorde, is sonde. Hierdie babatjie, is die sonde babatjie, daai verkeerde daad wat jy pleeg,
daardie toegee aan jou begeerte, dit skep sonde. Begeerte as sulks is nie 'n sonde nie, maar die oomblik, wanneer jy toegee aan daardie slegte begeerte, baar dit die sonde. Die derde fase, die babatjie, dit wil sê jou sonde, dra klare embrio in hom rond, naamlik die ewige dood. As jy jou sonde nie kleintyd nek omdraai nie, gaan die embrio ontwikkel, en as hy eers gebore is dit vir ewig te laat. Dan is daar nie meer 'n omdraaikans nie. Jou slegte begeerte is soos 'n slegte vrou, wat alles in haar vermoë doen, om die maat te word van 'n sonde. Daardie babatjie, daardie sonde babatjie. Wees bedag op haar. Wees bedag op die begeertes in jou lewe. Leer haar goed ken, en moenie aan haar slinkse uitlokkings toegee nie. Jou slegte begeertes, waaraan jy toegee, indien jy nie permanent breek daarmee nie, lei tot die ewige dood, die helse vuur. Daar waar die vlamme nooit ophou brand, en die wurm nooit ophou vreet nie. Die vierde punt onder die invloed van sonde op die mens se lewe, is die feit, dat ons nie ons eie sondes kan versoen nie. Ek sê weer, die vierde punt, onder die invloed van die sonde op die mens se lewe, is die feit, dat ons nie ons eie sondes kan versoen nie. Psalm 49 vers 8 tot 10. Een mens kan tog nie 'n ander loskoop van die dood, en aan God 'n losprys vir hom betaal nie. Die prys vir 'n mens se lewe is te hoog. Wat hy kan betaal sal nooit genoeg wees, dat hy vir altyd sal lewe en die dood nooit sal smaak nie. Die prys, die loskoopprys is te hoog. Ons kan nie aan God 'n losprys betaal vir 'n mens se siel nie. Lees weer vir julle Psalm 49 vers 8 tot 10. Een mens kan tog nie 'n ander loskoop van die dood, en aan God 'n losprys vir hom betaal nie. Die prys vir 'n mens se lewe is net eenvoudig te hoog. Wat hy kan betaal sal nooit genoeg wees, dat hy vir altyd sal lewe en die dood nooit sal smaak nie. In die tyd toe die psalmis hierdie psalm geskryf het, kon 'n slaaf slegs bevry word as iemand 'n losprys vir hom betaal het. Geen mens kan die ewige lewe by God koop nie. Slegs God kan ons red van die helse vuur, as die ewige straf vir ons sonde. As jy dus op jou besittings en jou geriewe staat maak, en dink dat dit jou gelukkig sal maak, onthou net, dat jy nie genoeg besittings het, om in jou sonde toestand uit die hel uit te bly nie. Matteus 16 vers 26. Wat sal dit 'n mens help, as hy die hele wêreld as wins kry, vra Jesus, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Is dit nie 'n baie pragtige vraag wat die Here hier vra nie? Die Here Jesus Christus is self hier in die woord, en hy vra die vraag, wat sal dit 'n mens help, as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe aan die hel verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Kom ons vat nou hierdie 4 punte saam, wat ons verlede week die eerste punt gedoen het, en vandag die ander 3 punte saam, wat die invloed van sonde op die mens het. Kom ons vat dit mooi saam, dat ons die prentjie mooi kry. Nommer 1. Ons is self verantwoordelik vir die sonde wat ons pleeg in ons lewe. Ons maak die keuse om dit te doen of nie te doen nie. Ons kan nie die blaam daarvoor na iemand anders verskuif nie, soos wat Eva die blaam verskuif het na Adam, of Adam die blaam verskuif het na Eva, en Eva weer die blaam verskuif het na die slang nie. Ons kan nie vir onsself verontskuldig vir die verkeerde dade wat ons pleeg nie. Nommer 2. God eis altyd rekenskap oor ons sonde. God is liefde en wil nie die mens straf nie. God is egter 'n regverdige God, wat nie iets kan sê of beloof en dit nie doen nie. God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie.
Omdat hy op verskeie plekke in die Bybel sê, dat hy die sonde nie ongestraf sal laat bly nie, eis hy dus, as die regverdige God, om die sonde te straf. Die derde punt, reeds in Genesis 2 vers 17, sê God dat ongehoorsaamheid aan hom sal lei tot die ewige dood. En daarom is elkeen wat in 'n sonde volhard, al is dit net een sonde, strafbaar met die ewige dood in die hel. Die vierde punt, net so min as wat 'n slaaf hom kan loskoop uit sy slawerny, kan ons versoen met God deur enige aardse poging. Alle sonde, ek sê weer, alle sonde begin met 'n slegte begeerte, 'n hinkering na die verkeerde, die begeerte om te steel, te moord, seksuele losbandigheid, die begeerte om lief te wees vir 'n wêreldse leefwyse teenoor 'n leefwyse in gehoorsaamheid aan God. Dit begin alles met 'n slegte begeerte. Maar die keuse is nog steeds ons in of ons wil toegee aan hierdie slegte begeerte in ons lewe. Ek vra vanmôre vir u die vraag: is daar vandag 'n sonde of sondes in jou lewe wat 'n definitiewe skeiding maak tussen jou en God? 'n sonde wat lei tot die ewige dood. 'n sonde wat jy sukkel om mee te breek. Hierdie is nou die geleentheid, onder leiding van die Heilige Gees, om met daardie sonde te breek. En sodoende, deur die werk wat Jesus Christus vir ons gedoen het op die kruis op Golgotha met sy opstanding, deel te wees van die herstel van hierdie gebroke houding met God. Ek sê weer, hierdie is die geleentheid, onder leiding van die Heilige Gees, om jou gebroke houding, jou verhouding met God te herstel, omdat Jesus Christus, deur sy kruisdood, sy sterwe en sy opstanding, alreeds hierdie verhouding vir ons herstel het. Ons moet dit net aanvaar en deel word daarvan. Erken, onder leiding van die Heilige Gees, dat jy sonder die Here Jesus Christus, dis 'n verlore sondaar op pad hel toe is, en dat jy Jesus nodig het as jou verlosser. Matteus 5 vers 3 sê vir ons, geseënd is die wat erken en weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Bely jou sondes teenoor God en vra hom om vergifnis daarvoor. Bely jou onvermoë om enigiets te kan doen om die Here se guns te verdien. Bely dat daar vir jou sondes slegs vergifnis is deur die kruisdood, sterwe en opstanding van die Here Jesus. Vra dan dat God die Vader jou sondes sal vergewe. 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. Maar as ons in die lig is, het ons met mekaar gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun ons, van elke sonde. As ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy, God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Handelinge 8 vers 12. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Draai weg van jou sonde. En uiters, baie belangrik, breek permanent met daardie sondige lewenswyse van jou. Daardie sondes wat jou dag en nag ry, daardie sondes wat jou elke dag aankla. Laat staan jou sondes, gewoontes en jou sondige lewenswyse wat strydig is met die wette, verordeninge en wil van God. Dit help nie. Jy bely jou sonde elke dag, maar elke dag gaan jy voort in jou sonde nie. Nee, jy moet daarmee breek. Draai weg daarvan en breek daarmee. Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, dit wil sê permanent daarmee breek,
sal genade van God ontvang. Gee jou lewe oor aan God. Vra God om jou lewe te kom regeer en om beheer oor jou lewe oor te neem. Openbaring 3 vers 20. Kyk, sê Jesus, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom of haar ingaan en saam met hom of haar die feesmaal hou en hy of sy saam met my. Glo deur die kragtige werk van die Heilige Gees dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe, om jou aan te neem as God se kind en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Glo, as jy nou klaar jou sondes bely het, as jy bekeer het, as jy permanent met jou sondes gebreek het, glo dat jy nou aan God behoort. Romeine 10, vers 10 en vers 13. Met die hart glo ons en word vrygespreek van ons sonde, en met die mond bely ons en ons word gered. Elkeen, ek sê weer, dit staan in die Bybel, Romeine 10 vers 13, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As jy nou die lewe aan die Here wil oorgee deur permanente breek met die sondige bestaan, en sodoende die ewige lewe van God as gratis geskenk wil ontvang, deur geloof in Jesus Christus alleen daarvoor, sal ek vir u voorgaan in 'n gebed. Doen dit net as u waaragtig wil breek met die sonde en kind van God wil wees. Ek sê weer, ek sal vir u voortgaan in 'n gebed en u kan dit agterna opsê, maar doen dit net as u waaragtig wil breek met die sonde en dit die hartsbegeerte is om 'n kind van God te wil wees. Ek gaan vir u voor. Almagtige God, ek kom in die naam van Jesus Christus na u toe. Nie uit myself nie, maar onder leiding van die Heilige Gees. Ek erken dat ek 'n verlore sondaar is. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het met sy kruisdood. Dat hy begrawe is en na 3 dae in die graf deur u bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is as oorwinnaar oor die dood, sonde en die Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde. Ek bely dit vandag voor u en vra dat hy elkeen van my sondes sal vergewe. Dat hy my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my deur die werking van die Heilige Gees om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek en u te volg vir die res van my lewe. Dankie. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe wat ek nou van u ontvang. Amen. As hierdie gebed wat u nou gebid het, die begeerte van die hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan in Johannes 6 vers 47. Dit verseker ek, Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Gaan nou, gaan getuig oor wat God vir jou gedoen het. Matteus 10 vers 32 en Jesus sê, elkeen wat hom of haar openlik voor die mense vir my uitspreek, vir hom of haar sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Gaan lei 'n lewe van dankbaarheid teenoor God en doen die goeie werke. Nie om die ewige lewe te verdien nie, maar om dankie te sê aan God vir jou redding en vir die gepaardgaande ewige lewe
wat jy as 'n gratis geskenk van God ontvang het. Moenie net daar stop nie. Jy is nou soos 'n klein babatjie, wat lewe op die melkies van die woord, die begin van die woord, die beginstadium van jou ewige lewe, die beginstadium van jou wedergeboorte. Jy moet ook nou groei. Jy moet nou groei in jou geloof om 'n volwassene te word in jou geloof. En dit gebeur deur jou Bybel elke dag te lees. Deur elke dag te bid tot God. Deur gereeld te aanbid in 'n gemeente waar die woord van God suiwer verkondig word. Meng met medegelowiges, sodat jy saam met hulle kan groei in jou geloof. Die Christen gelowige is 'n nuwe skepping, want hy of sy is nuut gebore deur die werking van die Heilige Gees. Om reg te glo oor die Here is baie belangrik, maar om reg te praat, om reg te getuig oor die Here is net so belangrik. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Ek sê weer, indien u nie breek met u sonde of sondige lewenswyse nie, is u bekering, u wedergeboorte 'n klug, en is daar geen verskil tussen u uiteinde en die van 'n heiden of 'n ongelowige nie. Die hel is u voorland. Elke mens is selfverantwoordelik om kind van God te word onder leiding van die Heilige Gees. Moenie die Heilige Gees bedroef nie. Dit is egter jou keuse. God dring hom nie op aan ons nie. Die keuse word aan jou oorgelaat. Of jy kind van God wil wees, of soos die Bybel sê, kind van die duiwel wil wees. Ons sluit af met 1 Johannes 5, vers 11 tot 12. En dit is die inhoud van God se getuienis oor sy seun Jesus die Christus. God het aan ons die ewige lewe gegee. En die lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy seun. Hy wat deel het aan die seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Die ewige lewe is nie net die hemel nie. Soos wat jy vandag jou hart vir die Here gegee het, soos wat jy vandag wegdraai van die sonde af, wat jy Jesus Christus aanneem as jou verlosser en saligmaker, hierdie dag wat jy kind van God word, dit is die begin van die ewige lewe vir jou. Die hemel is maar net die pad waarheen jy gaan. Die ewige lewe begin nou reeds, en daarom moet jy lewe, sodat die mense die hemel in jou kan sien. Ek sê weer, die ewige lewe begin nou, want dis nie wat ek sê nie, dis wat die woord van God sê. Ek lees weer vir u, 1 Johannes 5 vers 11 tot 12, en dit is die inhoud van God se getuienis oor sy seun Jesus die Christus. Nou wat sê God van sy seun Jesus Christus? God het aan ons die ewige lewe gegee, en die lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy seun. Hy wat deel het aan die seun, het nou reeds die ewige lewe. Daar staan dit, hard en duidelik in die Bybel. Hy wat deel het aan die seun, hy wat glo in Jesus Christus as sy verlosser, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, dankie dat ons weer opnuut kan bewus word van die feit dat U die sonde haat, maar dat U vir ons as mens liefhet. Dat U nie wil hê, Here, dat ons verlore moet gaan nie, maar dat ons die ewige lewe moet beerwe, sodat ons eendag saam
saam met u in die nuwe Jerusalem kan woon, in die wonings wat Jesus Christus al reeds vir ons gaan voorberei het. Dankie dat die Heilige Gees dit aan ons bekend maak. Dankie dat die Heilige Gees so met ons woeker, dat ons dit glo. Dankie vir u liefde. Dankie dat u vir ons, aan ons u liefde geopenbaar het deur die kruisdood opstanding van Jesus Christus. Dat u self ingegryp het in die dood wat die mens oor homself gebring het, alreeds daar in die tuin van Eden, Here. Dankie dat daar vir ons lewe is. Lewe in Jesus Christus alleen. Help ons, Here, om weg te draai van die sonde. Help ons om weg te vlug van die sonde. Geef ons die krag deur die werking van die Heilige Gees om nie aan die slegte begeertes van ons lewe toe te gee nie. Maar dat ons op ons knieë sal gaan en u sal smeek om ons daarteen te beskerm. Dankie vir elkeen, Here, wat in hierdie dag hulle lewens opnuut aan u toe vertrou het. Hulle lewens opnuut aan u gegee het. Maar dankie vir elkeen van hulle, Here, wat vandag vir die eerste keer hulle lewens aan u gegee het, Here. Bid alles in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat u kom saam luister het. Ek wil net vir u sê dat ek maak as hoofnaastandbron gebruik van die Bybel in praktyk, uitgegee deur Koenboeke. As jy eendag 'n geldjie het, gaan koop dit verseker vir u. Dit kos 'n paar rand, dit is so. Maar dit is die moeite werd om te hê. Dit verryk 'n mens se lewe net soveel. Tot volgende week, wanneer ons weer praat, weer 'n keer kyk na die sonde in ons lewe, mooi loop en stap die pad saam met die Here.